Dag sê, wanneer ons getuienis evalueer, kom ons dikwels op 'n punt waar ons uit 'n paar verskillende moontlikhede die mees waarskynlike verklaring moet kies. Die wet van spaarsaamheid kom hier as 'n handige hulpmiddel te pas. Die wet van spaarsaamheid postuleer dat die eenvoudigste verklaring die waarskynlikste is. Dit wat voor die hand liggend is die oortuigendste verklaring. Anders gestel kan ons sê dat verklaringe wat die spaarsaamste is met aannames die waarskynlikste is. Die 14de eeuse wysgeer William van Ockham het hierdie konsep gepostuleer. Dit geniet vandag steeds wye aanhang en staan bekend as Ockham se lem of alternatiefelik as die wet van spaarsaamheid. 2 kriteria bepaal hoe eenvoudig 'n verklaring is. Hulle is 1, die alledaagsheid van die aannames en 2, die aantal aannames. Selfs al is dit 'n wet eerder as 'n neiging, moet ons onthou dat spaarsaamheid steeds induktief bly en nie 'n sekerheid lewe nie, maar wel die grootste waarskynlikheid. Soms gebeur onwaarskynlike dinge. 'n Vliegtuig met 130 mense aan boord stort neer en 1 persoon oorleef dit. In sulke gevalle is mense baie geneig om hals oor kop tot die gevolgtrekking te kom dat dit 'n wonderwerk was. Beweringe soos dit was nie sy tyd om te gaan nie, word rondgeslinger. Om iets aan 'n wonderwerk toe te skryf, maak nie net 'n lang reeks aannames nie, maar ook hoogs buitengewone aannames. Dit is wel buitengewoon dat net 1 passasier 'n ongeluk oorleef, maar met 'n grondige kennis van statistiek raak dit duidelik dat, gesien in die lig van hoeveel ongelukke plaasvind, dit verwag kan word dat sulke gevalle soms kan voorkom. Dit herinner aan die gesegde, sou dit nie eienaardig wees as niks eienaardig ooit gebeur nie. Ons moenie toevlug neem tot bonatuurlike verklaringe waar alledaagse verklaringe voldoen nie. Ongelukkig is die wet van spaarsaamheid onpopulêr onder mense wat hulle self as wys wil voordoen. Hulle wil soos 'n Sherlock Holmes oorkom asof hulle oor 'n insig beskik wat dieper strek as wat bloot voor die hand liggend is. 'n Eenvoudige verklaring wat 'n goeie passing lewer, moenie op grond van beselagtighede verwerp word nie. Volgende keer gesels ons oor komplotteorieë en hoe die wet van spaarsaamheid daarby inpas. Intussen vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd Vino Veritas.